jy vandag dat die opstanding van Jesus alleen staan? Dit is 'n unieke gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom. Niks soos dit het al voor Jesus gebeur nie, en na Jesus het niks soos dit ooit weer gebeur nie. Nou dink jy, ja, maar ons kry verhale in die Ou Testament en die Nuwe Testament van mense wat uit die dood uit opgewek is. En Jesus het self vir Lazarus uit die dood uit opgewek. Ja, dis waar. Maar almal van hulle is opgewek uit die dood, streng gesproke vir die dood. Hoor net. Yes. Nie een van hulle het vir altyd daarna gelewe nie. Daar het 'n dag gekom wat Lazarus toe wel weer sy laaste asem uitgeblaas het. So, almal van hulle het éventueel tot sterwe gekom, maar Jesus is opgewek uit die dood en hy het nooit weer dood gegaan nie. En dis wat die opstanding van Jesus so uniek maak, en dis hoekom die opstanding uit die dood hierdie sentrale belydenis van die Christelike geloof is. En dis hoekom dit ook die grootste struikelblok is vir ongelowiges. Want hulle probeer dit wetenskaplik verstaan, en daar's niks wetenskaplik om te verstaan daaraan nie, dis 'n stuk geloof daai. So vir ons is dit vandag ons diepste bron van troos, en wederzijds is dit vanoggend vir ons 'n rede om fees te vier, want slegs in Jesus se opstanding uit die dood, is die mag van die dood finaal gebreek. En omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het, is daar vir jou en vir my wat vasgryp aan Jesus, 'n ewige lewe. Ons glo, daar is meer aan hierdie lewe as die hier en die nou, en wanneer ek my asem uitblaas, ons glo, daar's vir ons 'n lewe na hierdie een. Omdat Jesus uit die dood uit opgewek is. So ek en jy kan vir ewige lewe, selfs al kom ons hier tot sterwe, omdat daai klip weggerol is, omdat daai doeke opgevou is, en omdat daai graf dol leeg is. Kom ons raak so 'n oomblik stil, en raak so net rustig voor die Here, en laat daai besef net vanoggend by jou insink. Here Jesus, dit is so groot vreugde vanmôre om die opstanding te kan vier. Om te weet dat U nie net vir ons sondes gekruisig is en gesterwe het nie, maar dat U ook uit die dood uit opgestaan het en dat U nie meer in die graf is nie. Ons is vandag so dankbaar oor Goeie Vrydag, maar ons harte juig oor Opstanding Sondag. Want in die dood is daar vir ons oorwinning oor sonde, maar in die opstanding is daar vir ons oorwinning oor die dood. Here, help ons en lei ons en leer ons sommer net om die omvang van die opstanding ook vir ons lewens vandag te besef. En help ons vanmôre om nie by die kruis vas te hak nie, maar om ook in die gees by die leë graf te kom stil staan. Dankie vanmôre vir die vrug van die opstanding van Jesus Christus, waarin ons ook ten volle kan deel. Dankie dat ons met die oortuiging van die leë graf kan sê, dat ons elkeen vanmôre saam met Jesus 'n oorwinningslewe, 'n opstandingslewe leef. 'n Lewe wat getuig van 'n lewendige God wat intiem betrokke is by elke detail van ons bestaan. Ons loof U vanmôre, Here, ons besing U almag, ons buig in aanbidding voor die een wat die donkerte van die graf oorwin en vernietig het. Ontvang vanmôre die lof, die eer en die heerlikheid wat U alleen toekom. In die naam van Jesus. Amen. As jy jou Bybel hier het, dan wil ek jou vra om saam oop te maak by Johannes 21. Johannes 21, en ons lees vanaf vers 1. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie.
Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat hy is nie. Jesus vra toe vir hulle: mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle: gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus: dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolhy was skaal, en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disipels het met die skytjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle: bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle: kom eet. Nie een van die disipels het so ver gekom om vir hom te vra: wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disipels verskyn het nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: laat my lammers vei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: pas my skape op. Jesus vra hom die 3de keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom: volg my. My vriende, hierdie verhaal wat ons vandag lees, illustreer ten diepste die impak wat die opstanding van Jesus op ons as gelowiges se lewens het. Dis 'n storie van verandering, dis 'n storie van vernuwing. Maar ek wil hê jy moet gou eers jou brein so 'n bietjie rek, 'n bietjie dink aan die wonderwerke wat Jesus gedoen het toe hy op aarde was. En ek wil hê jy moet gou sommer so daar by mekaar sit en net met mekaar praat. So sê gou net vir daai ou langs jou, daai mense daar by jou, wat na jou mening is die grootste wonderwerk wat Jesus nog gedoen het? Kyk, julle 2 minute, praat gou daaroor. Wat na jou mening is die grootste wonderwerk wat Jesus nog gedoen het? Het julle die antwoord? Nou kan jy nie eers vir Jesus se wonderwerke oproep nie. Wat het van jou brein geword? Ja, dit voel mos soos iemand jou vinnige vraag vra en jy moet antwoord en jy kan nie dink nie. So wanneer ons dink aan Jesus se wonderwerke, dan dink ons aan goed soos toe Jesus die water in wyn verander het, of toe Jesus die klein bietjie brood en vis gevat het en duisende mense daarmee gevoed het, of toe Jesus die storm stil gemaak het, met die wind gepraat het en dit het gaan lê. Of al die kere wat Jesus die siekes gesond gemaak het, of die verlamdes laat loop het, of die blindes weer laat sien het. Maar van al die wonderwerke wat Jesus gedoen het, was sy grootste en belangrikste nie dit wat hy met die materiële wêreld gedoen het nie.
Die grootste wonderwerk wat Jesus nog gedoen het, en die goeie nuus is, hy is vandag steeds daarmee besig, en hy doen dit elke dag, vandag nog, is om die menslike natuur te verander. Yes, amen. So hoeveel keer in jou lewe het jy al probeer om te verander? So jy het 'n slegte gewoonte of 'n slegte manier van iets doen. Hoeveel keer in jou lewe het jy al besluit, ek gaan nie meer hierdie ding doen nie. Sorry julle, die wat hy so klik is, hy skeer die teen my baard. Ek sal volgende Sondag skeer. Hoeveel keer in jou lewe het jy al besluit, ek gaan nie meer hierdie ding doen nie. En dan gaan dit vir so 'n week goed, tweede week sukkel bietjie, derde week terug in die ou gewoonte. Of ek gaan nie meer hierdie ding sê nie. Of ek gaan nie meer op hierdie manier praat nie. Of ek gaan hierdie gewoonte meer doen. Ek wil hierdie ding deel van my daaglikse roetine maak. Hoeveel keer in jou lewe het jy alself probeer om te verander? En hoeveel keer het jy al agtergekom nie eers met die beste wilskrag of die beste intensies of die meeste selfdissipline kan jy jouself, jou aard, jou natuur verander nie. Elke keer. Elke keer. Dis nie in die mense vermoë om die menslike natuur te verander nie. Maak nie saak hoe hard jy probeer en hoe toegewyd jy is nie. Maar hier is die goeie nuus vanoggend en dis die goeie nuus van die leë graf en dit is Jesus kan. Hy kan. Tog verander Jesus ons, maar hy behou ons identiteit en hy behou ons persoonlikheid. Jesus kom nie na ons toe en skielik is jy hierdie totaal ander mens nie. Jesus het nooit vir Petrus in 'n Johannes verander nie. En ek dink baie keer verwag ons as gelowiges so iets. Na my ontmoeting met Jesus moet alles anders wees. Ek moet anders wees. Ek moet anders dink. Ek moet nou anders optree. Ek moet eintlik half 'n nuwe persoonlikheid hê. Ek moet wees soos daai ander goeie Christen daar in my kerk. En dit is nie hoe Jesus werk nie. Dis nie hoe Jesus ons transformeer nie. Hy kom gee ons nie 'n nuwe temperament en 'n nuwe persoonlikheid nie. Ek het verneem, julle het voor my tyd so 'n kleurtoets gedoen. So jy is of 'n blou of 'n geel, of 'n rooi of 'n groen. Kan julle dit onthou? Kan julle dit oproep? Jy weet wat se kleur jy is? Kyk, dis jou temperament. Die Here kom gee jou nie 'n nuwe kleur, jy was eens op 'n tyd 'n geel en nou is jy skielik 'n rooi. Of jy was 'n blou en nou is jy skielik 'n groen nie. Hy kom doen nie dit nie. Jy's nie een oomblik 'n skaam introvert en nou ontmoet jy vir Jesus en die volgende oomblik is jy 'n spontane ekstrovert nie. Dit werk nie so nie. Maar wat gebeur wanneer ons 'n ontmoeting met die opgestane Jesus het, is dat Jesus my temperament en my persoonlikheid moet transformeer volgens sy wil. Dan gaan dit nou vir jou illustreer uit die verhaal wat ons vandag gelees het. Jesus wil nie hê jy moet ophou om jy te wees nie. Hy het jou lief, hy het jou gemaak wie jy is. Jy's uniek, jy's enig in jou soort. Maar Jesus wil jou tog kom verander en vernuwe en jou gees in lyn kry met die wil van God. So dit klink soos 'n paradoks. Dit voel soos 'n paradoks. Dit klink te mekaar. Ek maak dalk nie nou vir jou op hierdie oomblik sin nie. Maar dit is wat ons sien met Petrus gebeur na Jesus se opstanding. So gee kans. Dit gaan nou duidelik word. Sy temperament, sy persoonlikheid was dieselfde. Maar die verskil was dit, in die eerste deel van sy lewe, tot en met Jesus se kruisiging, was hy 'n vleeslike Christen. Wat is 'n vleeslike Christen? Dis iemand wat sy Christelike ervaring deur sy temperament beheer word. In die tweede deel van sy lewe, na sy ontmoeting met die opgestane Jesus, na hierdie insident waarvan ons vandag gelees het,
word Petrus 'n geestelike Christen. Wat is 'n geestelike Christen? Iemand wie se temperament deur sy Christelike ervaring beheer word. Ek gaan dit gou weer die twee goeders vir jou stel. So, jy kry 'n vleeslike Christen, dis wanneer jou Christelike ervaring deur jou temperament bepaal word, en dan kry jy 'n geestelike Christen. Iemand wie se temperament deur sy Christelike ervaring beheer word. So dit wat die deurslag hier gee in Petrus se lewe is deur wat hy beheer word. Word hy beheer deur sy temperament of word hy beheer deur sy ervaring met Jesus, sy Christelike ervaring? Waardeur word hy beheer? En dit bepaal of hy 'n vleeslike of 'n geestelike Christen is. So die verskil tussen 'n vleeslike Christen en 'n geestelike Christen is dit: een tree op vanuit sy temperament en blameer sy temperament vir sy optrede, en 'n ander ou word bepaal deur sy ervaring met Jesus, en dit bepaal sy optrede. So na sy ontmoeting met die opgestane Jesus was sy temperament, met ander woorde sy emosies, sy persoonlikheid, nie meer vir hom 'n gestremdheid nie. Nie meer vir hom 'n hindernis nie. Na sy ontmoeting met die opgestane Jesus het sy temperament hom nie meer gelei om die verkeerde goed te sê en impulsiewe dinge te doen nie. Ons kyk dus vandag op Opstandingssondag na een van Jesus se grootste wonderwerke, 'n getransformeerde Petrus. So vanaf Jesus se opstanding begin hierdie verandering in Petrus. Hy's steeds die onstuimige een. Okay, op hierdie oomblik. Hy's steeds die een wat eerste in 'n situasie inhardloop. Maar nou is dit nie meer Petrus se eie ek wat homself eerste sit en hy wil die belangrikste wees en hy wil eerste daar wees en hy wil aan Jesus se regterhand staan nie. Nou is dit Jesus. Einde ten laaste was Petrus, ek sê dit versigtig, die belangrikste Christen van die vroeë kerk. Nie omdat hy homself belangrik geag het en homself in daai posisie gesit het nie, maar omdat Jesus hom uitgesonder het om die rots te wees waarop hy sy kerk bou. So kom ons kyk hoe Jesus dan nou vir Petrus einde ten laaste die rots gemaak het. Op Goeie Vrydag het ons gesê, hy was Simon, nog al die pad. Maar hier in hierdie oomblik maak Jesus van Petrus, Cephas, die rots. So die Sondagmôre vroeg het die vroue na Jesus se graf toe gegaan om sy liggaam te balsem, want op die Vrydag moes hulle vinnig sy liggaam in doeke toedraai en hom in die graf sit, want dit die Sabbat sou begin, en hulle mag dit nie op die Sabbat doen nie. So toe die Sabbat verby is, die volgende môre, die Sondagmôre vroeg, gaan hulle na die graf toe en hulle vat alles om, hulle gaan Jesus gaan balsem, en dan kry hulle hierdie leë graf daar. 'n Engel verskyn aan hulle en sê vir hulle, Jesus is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. En dan sê die engel, gaan vertel vir die disippels, en in die besonder vir Petrus. Dit staan so in die Bybel. En sê vir hulle, Jesus sal hulle in Galilea kry. Dit staan in Markus 16, vers 6 tot 7, as jy dit wil naslaan. So die Maria's het baie spesifiek die opdrag gekry om Jesus se opstanding aan Petrus te gaan vertel. So Petrus word hier deur God uitgesonder. En die vrouens gaan vertel die nuus vir die disippels. En dan lees ons daai verhaal, Johannes en Petrus laat nie op hulle wag nie, hulle storm na die graf toe. En Johannes kom eerste daar, miskien was hy bietjie fikser en vinniger as Petrus, en Johannes buig af en hy loer in die graf in. En hy sien die doeke is opgevou. En so rukkie na kom Petrus daar aangehardloop en getrou aan Petrus se persoonlikheid, sy temperament, loer hy nie net in die graf in nie, hy storm in die graf in. Sien jy dat Petrus nog net so voortvarend is soos altyd? Maar sy voortvarendheid vat hom 'n klein bietjie verder as Johannes op hierdie punt. Eerste Johannes sien dat Petrus in die graf ingaan, toe volg hy hom.
Maar Petrus was daai opstandingsmôre die eerste man wat in die leë graf van Jesus gestaan het. Petrus. En al wat ons daarna lees is dat Johannes en Petrus toe maar weer teruggegaan het na die res toe. En ons weet dat Jesus op die dag van sy opstanding heel eerste aan die vroue verskyn het. En dan lees ons ook dat Jesus aan die 2 Emmausgangers verskyn het. Toe die Emmausgangers besef het dat dit Jesus is wat aan hulle verskyn het, hulle teruggehardloop Jerusalem toe, na daar waar die ander disippels nog bymekaar was, en hulle het vir hulle gaan vertel, Jesus leef regtig. Maar dan sien ons hierdie interessante ding. Voor die Emmausgangers vir die disippels kon sê, Jesus lewe, toe sê die disippels vir hulle, die Here het regtig opgestaan, en hy het aan Simon verskyn. Dit staan in Lukas 24, vers 33 tot 34, as jy dit wil nagaan. So, ons weet dat Jesus op die dag van sy opstanding aan die vroue verskyn het, en ons weet dat Jesus aan die Emmausgangers verskyn het, en ons lees van beide hierdie stories, uitgebrei mooi in die Bybel, ons lees hierdie stories, maar tussenin hierdie 2 verskynings van Jesus, is daar 'n storie wat nie in ons Bybel opgeteken is nie, maar waarvan daar melding gemaak word, en dis die storie van toe Jesus aan Petrus verskyn het. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek sal wat wil gee om daai storie te lees. Dit sal nou vir jou 'n interessante stukkie leeswerk gewees het. Maar dit was persoonlik en so intiem dat dit nie met ons in die Bybel gedeel word nie. As jy nog nie oortuig daarvan dat dit regtig gebeur het nie, gaan lees vir Paulus. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 6, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12. Sefas? Petrus. Right, nou, hoekom sê ek dit vir jou? Wat jy hier moet raak sien, is dat Jesus het vir Petrus uitgesonder. Die engel het gesê, gaan vertel in die besonder vir Petrus, dat Jesus lewe. En ergens in daai opstandingsmôre het Jesus vir Petrus persoonlik kom ontmoet. Interessant genoeg het Jesus nie aan sy geliefde disipel, wat Johannes was, verskyn nie, maar baie spesifiek aan Petrus. Hoekom? Wonder julle? Kom aan, het ek jou belangstelling so klein bietjie gepraat. Sê hulle hier, pas dit te lang naweek. Hoekom verskyn Jesus aan Petrus, die een wat hom 3 keer verloon het? Want Petrus, as jy reg kan onthou, was die eerste mens ooit wat geloof in Jesus Christus bely het. Voor sy dood het Jesus vir sy disippels gevra, wie dink julle is ek? En Simon Petrus het geantwoord, U is Christus, die Seun van die lewende God. En toe sê Jesus vir hom, gelukkig is jy, Simon, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou bekend gemaak het nie, maar God. En ek sê vir jou, jy's Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. So dat iets kosbaar by daai geloofsbelydenis gebeur. En alhoewel die vroue daai oggend die eerstes was om die goeie nuus van Jesus se opstanding te ontvang, en alhoewel hulle die eerstes was wat die opdrag gekry het om die goeie nuus te gaan deel, met ander woorde te gaan evangeliseer, was dit vir Jesus belangrik dat Petrus die nuus ook eerstehands by hom kry, sodat Petrus se geloofsbelydenis, wat hy van tevore gemaak het, nou voltooi kan word. Petrus was nou die eerste mens wat kon bely, Jesus is die Christus, die gekruisigde en die opgestane Seun van die lewende God. En as Jesus sy kerk op Petrus wou bou, dan moes Petrus die volle evangelie geken en eerstehands ervaar het en nie net daarvan gehoor het nie. En dis hoekom dit gebeur. Dis hoekom dit gebeur. Nou kom gou vir 'n oomblik saam met my Galilea toe. Dis die hoofstuk wat ons vandag gelees het. Dis die verhaal wat in die donkerte van die nag begin en in die helder lig van die dag eindig.
Na die opstandingsmôre het Petrus en 6 van die ander disippels teruggegaan Galilea toe. Galilea was hulle huis. Dis waar hulle groot geword het. Al die disippels behalwe Judas het van die noorde, met ander woorde van Galilea afgekom. Hoekom het hulle teruggekom Galilea toe? In die eerste plek was dit vir hulle veiligheid. Nou, want in Jerusalem het die stof nog nie gaan lê oor Jesus se kruisiging nie. En in die tweede plek was dit vir hulle goed om net weer in 'n bekende omgewing te wees, die plek waar hulle almal se reis saam met Jesus begin het. Maar in die derde plek het Jesus deur die engel by die graf vir hulle 'n boodskap gestuur en gesê, kry my in Galilea. Gaan Galilea toe, ek gaan julle daar kry. En na Jerusalem en al die verskriklike dinge wat daar gebeur het, was Galilea eintlik vir hulle wonderlik. Dit was 'n vakansie vir hulle moe uitgeputte siele. En terwyl hulle daar is, sê Petrus, ek gaan vis vang. Ek gaan vis vang. Hoekom het Petrus dit gesê? Daar lê iets verskriklik diep agter Petrus se terugkeer na die viswaters toe. Toe Jesus hom en sy broer by die viswaters gaan haal het 3 jaar van tevore, het Jesus vir hulle gesê, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Yes, julle is nog hier. Nou die feit dat Petrus nou terugkeer na die viswaters toe, om maar eerder weer 'n visser van visse te gaan word, sê dat Petrus onbevoeg gevoel het vir Jesus se roeping. Ja, hy het 'n ontmoeting met die opgestane Jesus gehad, maar die herinnering aan sy verraad van Jesus was vir hom net te veel om te hanteer. As jy daai verhaal mooi kan onthou wat ons Vrydag gelees het, hy het bitterlik gehuil. Iets in hom het gebreek. Sy verraad van Jesus was net vir hom te veel om te hanteer. En Jesus het nog nie die herinnering van sy verloning by Petrus self uitgewis nie. So in Petrus se hart het hy die las van dit wat hy aan Jesus gedoen het en hoe hy Jesus in twyfel getrek het en hoe hy Jesus versaak het, saamgedra. En in sy hart het hy gedink, ek is bly dat Jesus opgestaan het, ek is bly ek het Jesus weer gesien, maar ek is seker dat Jesus my nie nou meer as sy apostel sal wil hê nie. So wat doen hy? Hy gaan vang vis. Hy gaan terug na sy ou lewe, na dit wat vir hom bekend is en dit wat vir hom veilig voel. Die ander 6 volg Petrus se leiding. Hulle sê ons gaan saam. So dit wys eintlik klaar vir ons, Petrus is al klaar hier 'n leier. En die invloed wat 'n leier het. En dat jy mense reg kan lei en so, volgens die wil van die Here kan lei, of jy kan hulle terug viswaters toe lei. Die beste tyd vir visvang op die meer van Tiberias, met 'n ander naam vir die see van Galilea, was wanneer dit donker is. Maar hierdie nagtelike visvangsessie van hulle was 'n mislukking. Hulle het nie een visie gevang nie. Die van vis is lief vir visvang. Dit daarom 'n paar hengelaars hier in die gemeente. Kyk, is daar net niks meer disappointing as 'n hele dag se visvang en geen visse nie? Dis terrible. Wel, ek vang nie vis nie, maar ek kan jou net vir myself dink, as ek 'n hele dag daar moet sit, en al daai nette moet doen, en my viskassie pak, en stok ingooi, en in die son sit, en ek vang nie een visie nie, dan is daai stokperdjie net daar in sy tennis in. Dan is ek klaar daar. Hy het gespoor tot die eerste lig van die dag, deur daai nag geskemer het. En terwyl hulle daar rondom dit rondom hulle lig word, sien hulle iemand op die strand staan. En die persoon roep en hy vra vir hulle, het julle iets gevang? En hulle sê, nee, ons het nie. Ek wil net hê jy moet sien wat Jesus hier doen. Elke keer as ek die Bybel lees, dan besef ek net, Jesus mors nie woorde nie. Hy doen nie. Elke dingetjie, elke sinnetjie wat Jesus gesê het, was deurdag en het betekenis. Sien jy wat Jesus hier doen wanneer hy vir hulle vra, het julle iets gevang?
Hy forceer hulle om hulle mislukking te erken. Hulle eie tekortkominge te identifiseer. Dis wat hier gebeur. Sien jy dat ons lankal nie eintlik hiermee praat van visvang nie? Visvang was van die begin af, wat Jesus hulle geroep het, 'n metafoor vir disippelskap. Van die begin af het hy vir hulle gesê, ek gaan julle vissers van mense maak. En die disippels moet erken dat hulle reg deur die nag dit nog nie reg kon kry om een vis te vang nie, net soos wat hulle moes erken dat hulle ook in hulle disippelskap gefaal het. Hulle navolgingskap van Jesus, want dis wat disippelskap beteken, gefaal het. En toe asof dit nie genoeg was, dat hulle mislukking so moet erken en sê, nee, ons het niks gevang nie, gee die man op die strand vir hulle raad. Raad wat enige visserman sal laat snork het van misnoë. Dus wat weet jy? Jesus se raad is, gooi die nette aan die ander kant van die boot uit. Sien jy wat Jesus hier doen? Weereens, Jesus mors nie woorde nie. Hierdie woorde van Jesus het betekenis. Hy forceer hulle om hulle gewoonte te breek. Doen iets anders, sê hy vir hulle. Gooi die nette aan die ander kant. Hy forceer hulle om iets anders te doen as wat hulle die hele aand gedoen het. Die keuse was hulle sin of hulle gaan of nie. Maar ons sien hulle volg Jesus se raad. En nadat hulle in die eerste plek hulle mislukking kon erken, nee, ons het nie vis gevang nie, en in die tweede plek bereid was om iets anders te doen, met ander woorde bereid was om die gewoonte te breek en leiding te aanvaar, iemand anders se raad te vat, Jesus se raad te vat en net aan die ander kant te gooi, gebeur hierdie ongelooflike ding. Hulle trek 153 visse, nie kleintjies nie, grootes uit die water. 153. Dit was 'n wonderwerk. En toe gebeur dit. Die penny drop by Johannes. En hy besef, daai ou op die strand, dis nie sommer net enige iemand nie. En hy sê, dis die Here. En Petrus, met sy temperament, steeds dieselfde, reageer dadelik. En wat doen hy? Hy spring in die water en hy swem hardloop na Jesus toe. Hy wou net so graag naby Jesus wees. Dit was sy behoefte. En weet jy wat? Jesus sal, ek wil dit sommer net vandag vir jou sê, Jesus eer daai behoefte. Regtig. Jesus sal enige iemand wat dieselfde begeerte as Petrus het eer. As dit jou begeerte is om naby aan Jesus te wees, spring in die water. Die Bybel sê, nader tot my en ek sal tot julle nader. Jaag na Jesus, soek na Jesus. As jy op hierdie oomblik voel, Jesus is ver en jy wil net naby aan hom wees, doen iets om nader aan Jesus te kom. Net jy kan in die water spring. En Jesus sal jou begeerte na hom eer. So Johannes en die res van die ouetjies bly in die boot. Ek Petrus spring en hardloop en hulle moet die werk doen. Hulle moet plan maak om hierdie 153 vis by die land te kry. Nou baie geleerdes het al baie ekstensiewe teorieë uitgedink oor wat 153 beteken. Wie van julle wil weet wat 153 beteken? 153 beteken 'n massiewe klomp vis. Dis dit. Ons moet versigtig wees om betekenis in die Bybel in te lees wat daar nie is nie. Okay. Sonder om betekenis in hierdie teks in te lees, 153 vis vir een trekslag was verskriklik baie. 'n Gewone vangs het tussen 10 en 20 medium-sized visies opgelewer. Maar hier praat hulle van 153 groot visse. So die getal 153 onderstreep hierdie waarheid vanoggend vir ons. En dit is dat Jesus wil hê, ons moet vis vang. Nou sê al die hengelaars, yes! Nee, dis 'n metafoor.
Jesus wil hê, ons moet ons nette ingooi in die water. Ons moet vis vang. Maar die kerk is deesdae eintlik soos die visserman wat heeldag langs die water gesit het. En met leë hande by die huis gekom en toe vra sy vrou vir hom, so my lief, het jy enigiets gevang? En toe sê hy, nee my skat, niks gevang nie, maar ek het daarom 'n hele klomp visse vandag geïnspireer. So dis sommer dongenetjies gesê, om visse te inspireer is nie die werk van 'n visserman nie. En om mense te inspireer is nie die werk van die kerk nie. Net soos wat dit 'n visserman se werk is om vis in te trek, net so is dit die kerk se werk om mense in te trek. Waar in te trek? In die koninkryk van God in te trek. In 'n verhouding met Jesus in te trek. En wat Jesus eintlik hier op die strand kom doen het, was om vir Petrus net weer te inspireer om 'n visser van mense te word. Onthou julle in Lukas 5 gebeur dieselfde ding. Jesus het saam met Simon Petrus in die skei gesit. En hy het 'n onsuksesvolle nag se visvang agter die rug gehad en dan sê Jesus vir hom, gooi die nette aan die ander kant en dan vang hulle die groot klomp vis. Maar weet jy wat die groot verskil tussen die Lukas 5 insident en die een waarvan ons in Johannes 21 lees? Die groot verskil is dat in Lukas 5 was die vis so baie dat die nette wou skeer en die nette kon nie die gewig van die vis dra nie, maar in Johannes 21 is jou nette sterk genoeg, is die nette sterk genoeg om hierdie massas vis land toe te bring. En Basileia familie, weet jy wat die verskil wat die kruis en die opstanding van Jesus vir ons maak? Die verskil wat die dood en die opstanding van Jesus vir jou en my maak, is dat dit ons in staat stel om te cope. Niks is meer onmoontlik as Jesus klaar oorwinning daaroor behaal het nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, jou nette is sterk genoeg vir dit wat Jesus wil hê jy moet uit die water uittrek. Jou nette is sterk genoeg vir die massa wat jy moet trek, wat Jesus vir jou gegee het. Jy, kind van die Here, wat glo in die kruis en wat glo in die leë graf, wat sy oorwinning oor lewe en dood vir jou lewe aanvaar, jou nette is sterk genoeg om die las te dra wat op hierdie oomblik daarin lê. Iemand moet dit hoor vanoggend. So Petrus het by Jesus gekom, sy klere papnat, het daarom sy hemp aangetrek voor hy in die water gespring het. So heeltemal 'n ander kultuur van ons, en ons sou eerder ons klere uitgetrek het en geswem met hy trek aan sy boelei was skaal. Daarmee eer hy die Here. So sy klere is papnat, maar daarom kon hy sy hande so 'n bietjie by 'n vuurtjie warm maak. Nou die woord wat hier gebruik word om daai vuurtjie te beskryf, wat Jesus gemaak het, is die Griekse woord anthrakia. Ons kan dit vertaal met 'n charcoal vuurtjie. Ons almal weet wat 'n charcoal vuurtjie is. Jy is 'n Suid-Afrikaner, jy weet wat 'n charcoal vuur is. Soos 'n charcoal vuurtjie. En hier is die interessante ding, daar word net 2 keer in die Nuwe Testament melding gemaak van 'n charcoal houtskool vuurtjie. Ek weet. Wil jy weet wat die eerste plek? In die binnenhof van Caiaphas se huis, daar waar Petrus gestaan het, toe hy vir Jesus 3 keer verloon het. Die enigste ander keer waar ons lees van 'n charcoal vuurtjie. En die tweede plek, waar daar nou melding gemaak word van 'n charcoal vuurtjie, is hier langs die see van Galilea, waar Jesus besig is om vir hulle ontbyt te maak. En kan jy net dink wat in Petrus se gemoed gebeur toe hy daar op die strand kom? En sy hande uitsteek om dit warm te maak by hierdie charcoal vuurtjie. En hy sien die vuur. Ek dink skielik het hy in sy gees 'n flashback beleef na 'n aand wat hy eerder wou vergeet. Daai laaste keer wat hy sy hande oor 'n vuurtjie so gehou het, het hy vir Jesus 3 keer verloon. En skielik word Petrus bewus van die ongelooflike las wat hy nog steeds in sy gemoed saamdra. Al het hy al vir Jesus gesien na sy opstanding.
iets raak swaar in sy binneste, toe hy by daai vuurtjie staan. En Jesus sien dit ook. Hy sien dat Petrus swaar kry, en hy sien dat Petrus berou het, en hier op die strand, rondom 'n maaltyd wat Jesus vir hulle voorberei, net soos wat hy 'n maaltyd ook vir hulle, 'n laaste maaltyd vir hulle voorberei het, neem Jesus vir Petrus deur 'n soort katarsis van terapeutiese genesing deur sy 3 ontkennings. Sjoe, Dominic, dit was nou te veel woorde in 'n ry. Kom ek verduidelik vir jou, Jesus vat hom deur genesing, deur daai 3 ontkennings van hom, deur vir hom 3 vrae te vra. En deur hierdie vrae wis Jesus elke skuldgevoel van elke ontkenning in Petrus se hart uit. Dis 'n uitwissing van sonde wat hier gebeur. En Jesus haal spreekwoordelik elkeen van daai 3 splinters so versigtig uit Petrus se gees, sodat dit hom nie langer siek maak en sodat dit nie langer vir hom pyn veroorsaak nie. Jesus vra vir Petrus, Simon, sien julle, Simon? Hoekom Simon en nie Petrus nie? Want hier vir ou Laas is Jesus besig om hom te vorm en om te vernuwe om die rots te word, wat hy wil hê hy moet wees. Simon, het jy my baie lief, meer as hulle hier. Meer as wat? Meer as die ander 6. Vroeger het Petrus vir Jesus gesê, as al die ander wegloop, Here, sal ek by u staan. En toe gebeur het dat die ander weghardloop, en toe hardloop Petrus saam. En nou in hierdie oomblik vra Jesus vir hom, Petrus, het jy my meer lief as die ander? En hoor Petrus se antwoord. Hy sê, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê nie, ek het u meer lief as die ander nie. Hy sê net, ek het u lief. Sien jy hoe Jesus Petrus se temperament hier vorm? Hy verander hom nie, hy help hom om ten spyte van sy temperament en ten spyte van die feit dat hy partykeer sommer leë beloftes maak, help die Here hom nou hier om te dink en te besef dat hy nie sommer net moet praat nie, sommer net dinge moet sê nie. Waar Petrus nog elke keer die ou was wat hierdie impulsiewe beloftes gemaak het en die ou wat gepraat het voor hy mooi gedink het wat hy sê, maak hy nie nou 'n leë belofte nie. En elke woordjie in daai sin van hom, daai antwoord van hom is oordink. Hy is lief vir die Here, ja, meer as die ander, nee, hy weet nie, hy kan nie dit sê nie, hy besef hulle is ook lief vir Jesus. 'n tweede en 'n derde keer vra Jesus vir hom dieselfde vraag. En 3 keer moet Petrus bely dat hy Jesus lief het. Elke keer moet hy mooi dink voor hy antwoord. Hy moet stadig antwoord. Hy moenie impulsief optree nie. Hy moenie leë betekenislose beloftes en woorde uitdink nie. En met elke keer wat Petrus doelbewus erken dat hy wel vir Jesus lief het, wis Jesus een van daai 3 keer is 'n verloning uit sy gees. Elke keer wat hy sê, ek het u lief, vee Jesus daai ontkenning van hom uit Petrus se gemoed. En nie net wis Jesus die herinnering van sy verloning uit nie. Jesus kom bevestig opnuut Petrus se roeping en hy kom sê vir hom net sommer weer opnuut, maar ek het 'n plan met jou en ek het 'n doel vir jou en jou foute het gebeur, ja, maar as jy net na my toe kom, dan maak ek dit skoon en ons begin van voor af. En jou roeping, Petrus, is, laat my lammers wei. Pas my skape op. Die opgestane Jesus kom verander en vernuwe Petrus. Hy kom gee hom nie 'n nuwe temperament nie, hy wys hom net hoe om sy temperament binne die wil van die Here te bely. En waar hy die ou was wat altyd vinnig gepraat het en dikwels sy voet in sy mond moes sit, word hy nou die ou wat nie 2 keer nie, maar 3 keer dink voor hy praat. En dan kom vervang Jesus Petrus se skuldgevoel met hernieude besef
van sy roeping. Is dit nie wonderlik wat gebeur wanneer jy 'n ontmoeting met die opgestane Jesus het nie? Vriende, Jesus vra nie vir jou groot dinge nie. Hy sê eenvoudig, kom na my toe en wees eerlik met my en laat my toe om jou te gebruik met jou temperament, soos wat jy is, maar binne die lyne van my wil. Jesus leer ons, moenie dit sê as jy dit nie bedoel nie. En Jesus soek regte mense, eerlike mense, wat nie net leë beloftes maak nie. Beloftes maak wat hulle nie kan hou nie. Mense wat nugter oor hulle self is, wat weet hierdie is my tekortkominge, ek weet ek praat te gou, of ek weet ek skram partykeer weg van verantwoordelikheid, of ek weet ek stoomroller ander mense. Jesus soek ouens wat nugter oor hulle self is, wat weet wat jou temperament en jou persoonlikheid is, wat bewus is van jou menslike natuur, maar wat nie meer oor jouself dink as wat jy behoort te nie. Mense wat besef dat hulle van God se genade afhanklik is. Mense wat op daai punt kom wat hulle nie meer op hulle eie vermoëns staat maak nie, maar absoluut by die Here se voete sit en weet hoe afhanklik ons van hom is. En vir die eerste keer, nadat hy 3 keer gesê het, maar Here, ek het U lief, ek het, sê Jesus vir Petrus, nou is jy op 'n plek waar ek jou kan gebruik. Nou dat jy die beperkings van jou menslike natuur besef. Nou dat jy nie meer in die vlees handel nie, maar in die gees. Nou dat jy oorgegee het aan my. Nou dat jy besef dat jy feilbaar is. Nou kan ek jou gebruik. Pas my skape op. Nou die verandering wat hier met Petrus gebeur na die opstanding is dit sy eie willigheid. En dis die groot ding wat gebeur wanneer ons 'n ervaring met die opgestane Jesus het, is sy eie willigheid word vervang met 'n onderwerping aan die Here. En daarom kon Jesus ook nou aan hom openbaar hoe hy gaan sterf. 'n Marteldood, sonder dat Petrus die haase pad kies. Want onthou, toe die kans daar was vir hom om 'n marteldood te sterf saam met Jesus, het hy weggehardloop en hy het gesê, maar ek ken hom nie. Ek ken hom nie. En nou dat hy 3 keer gesê het, maar ek het U lief, Here, ek het U regtig lief. Kan die Here vir hom sê, maar dit lê in jou toekoms. Dit gaan met jou gebeur. Maar ek love wat die teks dit sê. Het sê, hy gaan sterf om God te verheerlik. So daai is die groot verandering wat hier by Petrus gebeur het. Skielik gaan dit nie meer oor hom en oor hoe belangrik hy is en dat hy nou die rots gaan wees op die kerkgebou gaan word en hy gaan nou die mynpeanut in die pakkie wees nie. Nou gaan dit daaroor in sy lewe om God te verheerlik. Die verandering in Petrus is eintlik fenomenaal. Dit is vir my een van die mooiste stories hier rondom die kruis en die leë graf van Jesus. En ek wil vir jou vandag sê, dis 'n verandering wat Jesus ook vir jou en vir my wil hê. Wat beteken die leë graf, die opstanding van Jesus vir jou en vir my wat 2000 plus jaar na dit leef? Dit. Jesus wil vanoggend die volle evangelie aan jou en my gee, om te vier en om dit aan te gryp. Nie net die storie van die kruis nie. En daarom, ek eer die Here vir elkeen van julle wat vanmôre hier is, maar Vrydag was in die kerk chock-en-block vol. En dis die fout wat ons maak. Ons dink so aan die kruis, maar die belangrike van wat daai naweek gebeur het, was die leë graf. Dit was die leë graf. So nie net wil die Here vir ons die storie van die kruis gee nie, nie net wil die Here vir ons oorwinning oor sonde behaal, deur vir ons die volmaakte offerlam te word nie. Jesus het homself ten volle aan Petrus geopenbaar
as die oorwinnaar oor sonde en oor die dood. Amen. En Jesus het hom aan Petrus geopenbaar, sodat ek en jy die kerk, dit wel die kerk wat op Petrus se ervaring hier gebou is. Dis hoekom hierdie storie vir ons belangrik is. Ek en jy wat vandag hier sit en sê, ons is deel van die kerk, ons staan vas op dit wat met Petrus gebeur het, en die verandering wat in Petrus plaasgevind het. So Jesus het homself ten volle aan Petrus geopenbaar, sodat ek en jy die kerk vandag op sy ervaring kan staan. Sodat ek en jy nie net vandag die kruis nie, maar ook die leë graf kan onthou en kan aangryp. Want die kruis beteken vir ons oorwinning oor ons sonde, maar die leë graf beteken vandag vir jou en vir my oorwinning oor die dood. En oorwinning oor die dood beteken lewe. 'n Lewe in oorvloed en 'n lewe in lyn met God se wil. En net soos met Petrus wil die opgestane Jesus vandag ook vir jou 'n skoon bladsy kom gee. En hy wil jou oortredinge van jou verlede uitwis. So baie keer sukkel ons om vorentoe te gaan en ons sukkel regtig om 'n verhouding met die Here te bou oor daar iets is wat ek gedoen het toe ek jonger was of net 'n bietjie nie heeltemal altyd toe ons jonk was nie, né? Ja, en daai ding wat jy gedoen het, laat jou so stupid voel dat jy regtig elke keer as jy by die Here gaan sit, is dit vir jou 'n hindernis. Dis soos hierdie swaar klip in jou bors. Maar die Here wil jou vandag eintlik by hierdie charcoal vuurtjie bring en hy wil vir jou vra, het jy my lief? En hy wil in jou antwoord, ja Here, ek het u lief. Daai verlede van jou uitwis. Jou verloning van hom uitwis. Daai splinter uit jou gees uitkom haal, sodat jy opnuut jou roeping kan leef. Die roeping wat hy net vir jou het, want jy is uniek. Niemand kan jou roeping voltooi nie, net jy kan. So vir die opgestane Jesus is dit belangrik. In die eerste plek dink ek dat ons mislukkings kan herken. En vir die opgestane Jesus is dit belangrik dat ons ou gewoontes moet breek. Maar vir die opgestane Jesus is dit belangrik dat ons disippels moet wees. Wat vis intrek. Dit bly ons roeping, dit bly die roeping van die kerk, om mense by ons te voeg. Om mense by die koninkryk van God te voeg. En ek wil sommer net vandag vir jou vra, wanneer laas het jy vir iemand van die Here vertel? En nie net 'n terloopse opmerking oor Jesus is goed nie, maar regtig die evangelie met iemand gedeel. Wanneer laas het jy vis ingetrek? Sommige vandag vir jou vra, as die opgestane Jesus vanoggend hier was, en hy het hier gestaan, in die kerk, en die vuurtjie wat hy gemaak het, was net hier, en hy het 'n ontbyt vir jou voorberei. Wat dink jy sou hy vir jou hier gesê het? Ek dink hy sou vir jou presies dieselfde gesê het wat hy vir Petrus gesê het. Volg my. Volg my. En hier, net hier, lê vir my die klimaks van die opstandingsverhaal. Die feit dat Jesus sy roeping van die disippels van 3 jaar van tevore met hierdie woorde net weer kom bevestig. Volg my. Hoekom? Hoekom vra Jesus dit weer vir Petrus? Want hierdie keer is die reëls anders. 3 jaar van tevore het Petrus hulle nie heeltemal geweet vir wie hulle ja sê toe hulle agter hom begin aanloop het nie. Maar hier langs die see van Galilea met die leë graf vars in hulle geheue, weet hulle presies vir wie en waarvoor hulle ja sê. Die uitnodiging is om een te volg wat mag het oor lewe en oor dood. Dis die uitnodiging. Wanneer ek en jy vandag na die leë graf kyk, dan is dit meer as 'n mooi herinnering. Dit is meer as net 'n mooi gebeurtenis wat ons vier. Dit is meer as net 'n oomblik in tyd. Dit is meer as
Hoor mooi, dis meer as Jesus se triomf oor die dood. Dis meer as net 'n waarborg van ewige lewe. Die leë graf is vandag opnuut Jesus se uitnodiging aan jou. Volg my. Petrus, ek gee nie om wat jy in die verlede gedoen het nie. Ek wis dit uit. Ek gee vir jou 'n skoon nuwe begin. Volg my. Sit jou eie naam daarin vanoggend. Karin, ek nooi jou uit. Volg my. Die vraag is net, is jy vanoggend soos Petrus op 'n plek waar Jesus jou kan gebruik? Wat verhinder jou? Wil jy dit nie maar net vir Jesus hier by die vuurtjie kom gee nie? Want die uitnodiging staan. Volg my. Here Jesus, ons dink vandag aan Golgotha. Ons dink aan die kruis. En dan raak ons eintlik diep in ons gees bewoe. Want ons dink aan die pyn en die lyding wat hy vir ons moes verdien. Ons dink dat met elke sweepslag en elke hou van die spykers wat hulle deur u hande en voete geslaan het, het hy aan my gedink. Was my naam in u gedagtes. Maar Here, wanneer ons vandag draai en ons skuif ons fokus na die leë graf, dan is daar hierdie onbeheerbare opgewondenheid wat in ons opwel. Die wete dat u nie net die sonde nie, maar ook die dood oorwin het, gee vandag vir ons rede om fees te vier. Want vanoggend besef ons dat lewe, ons lewe, in die palm van die hand is. En u het mag oor lewe en oor dood. En as gevolg van die leë graf kan selfs nie eers die dood ons vandag uit u hand uitruk nie. Nie eers die dood nie. Wat nog te sê van daai sonde wat so by my spook. Daai ding wat die hele tyd vir my 'n hindernis is in my verhouding met u. Selfs dit kan my nie uit u hand uitruk nie. Here, dankie dat ons vandag kon verdiep net in Petrus se ervaring van die leë graf. En dankie dat ons kon lees en kon hoor oor sy ontmoeting met die opgestane Jesus. En in hierdie verhaal lê daar vanoggend vir ons so baie waarde, want so baie van ons het so 'n soortgelyke storie aan Petrus. Ergens iewers het ons tot bekering gekom, ons het die passievol begin volg, maar ons het nog op ons eie ek staat gemaak, en daarom het ons ergens gefaal, het ons ergens misluk, het ons u in die steek gelaat, het ons u met ons woorde en ons dade verloon. Maar net soos die Petrus se seer van sy verlede uitgewis het, vra ons vanoggend ook, Here, kom gee vir ons skoon bladsy, sodat ons nuut en vars die roeping kan najaag wat u vir ons lewe het. Heilige Gees, ons vra vir 'n stuk selfbegrip vanmôre. Wys ons mislukkings. Wys ons waar ons Christelike ervaring nog deur ons temperament beheer word. Daar waar my temperament bepaal hoe ek optree, in plaas daarvan dat my optrede bepaal word deur my besef van God se wil. En bring ons vandag by daai plek uit waar hy vir Petrus uitgebring het, daar waar ons temperament deur ons Christelike ervaring beheer word. Daar waar ek nie meer al daai impulsiewe dinge doen nie, daar waar ek dink voor ek praat. Daar waar my menslike natuur my nie meer beheer nie, maar waar die Gees van God my beheer. En Here, kom en maak ons net weer vissers van mense. Here, gee dat ons Basileia gemeente
nooit ons roeping sal mis om mense in te trek en deel te maak van die koninkryk van God nie. Kom bevestig sommer net weer hierdie roeping in ons elkeen se gees vanmôre en kom onderstreep net weer die belangrikheid daarvan vir elke ou wat na hierdie boodskap luister. Maar Jesus, as ons enige iets hoor vandag, dan is dit dat U 'n God van tweede kans is. Dat U vanoggend vir ons elkeen, net soos vir Petrus, weer die uitnodiging rig. En dat die stem so hard en so duidelik vandag vir ons sê, volg my. Gee dat ons gehoorsaam sal wees. Amen.